Die 10 gebooie, Eksodus 19 tot 20. Het jy al ooit 'n reël gebreek by die skool? Het jy partykeer al dan gewens, ek wens daar was nie reëls nie. Wens daar was nie reëls van hoe laat ek by die skool moet aankom, of hoe laat ek kan gaan nie, of dat ek moet stil sit. Het jy al gewens daar was nie reëls nie? Kan jy dalk 'n skool indink waar daar nie reëls is nie? Waar daar nie reëls is dat iemand nie jou goed mag vat nie, waar daar nie reëls is dat jy nie mekaar mag seermaak nie, dat daar nie reëls is dat jy moet stil wees nie. Kan jy so skool indink? Gaan ons nie werk nie. Reëls is goed. Dit maak dat ons kan leef. Vandag lees ons van Moses en hoe hy die basiese reëls van God ontvang het. Ons noem dit die 10 gebooie en hoe hy dit vir die volk moes gegee het. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, weer baie dankie vir alles wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons die woord kan lees, dankie dat ons die kinders kan wees. Help ons om nou mooi so te luister en te verstaan wat ons lees en wat ons hoor. Help ons om al hoe meer te leef soos wat U wil hê. Amen. Die gedeelte vandag kom uit die wetgedeelte, Eksodus, die tweede boek. Kom ons sê die boeke saam. Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Onthou julle die verhaal, soos ons hom nou al geken het? Onthou julle Farao het die kleinkindertjies wat hy doodgemaak het, omdat die Israeliete te veel geraak het. En toe het Moses se mamma hom in 'n mandjie gesit, en die Here het hom beskerm. En toe sien ons later hoe hy groot geword het in Egipte, 'n Egiptenaar doodgemaak het, en toe gevlug het, en 'n skaapwagter geword het. Terwyl hy 'n skaapwagter was, het God hom aan Moses geopenbaar en vir Moses gesê, hy moet wonders gaan doen in Egipte. Hy het toe, sy kierie het 'n slang geword in Egipte en sy hand het melaats geword. En later sien ons hoe die 10 plaae gekom het om te wys hoe groot en magtig God is. Soveel so dat die Farao toe die Israeliete weggejaag het, nadat hy deur die 10 plaae hulle nie wou laat gaan het nie. Toe het ons gesien hoe hulle vasgekeer was, toe hulle by die see gekom het, en die Egiptenare van agteraf hulle wou doodgemaak het. Ons het gesien hoe God hulle toe op droë grond laat deurloop het. En toe sien ons in die woestyn word hulle honger, en hulle honger het gemaak dat hulle kwaad geraak het vir Moses en God, en toe alles wat daar gebeur het. Vandag gaan die storie verder. Vandag sien ons hoe hulle by die berg van die Here gekom het, en daarso het die Here vir hulle die 10 gebooie gegee. Kom ons lees nou verder saam, Eksodus 19 en 20. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte, het die Israeliete in die Sinaï woestyn aangekom. Nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinaï woestyn, reg oor die berg. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel, julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek julle soos op arensvlerke veilig gedra het, na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasies. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaar geroep
en vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord: Alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Moses het vir die Here gaan sê wat die volk geantwoord het. Toe het die Here vir Moses gesê: Ek kom na jou toe in 'n donker wolk. Die volk sal my kan hoor wanneer ek met jou praat, en dan sal hulle altyd vertroue in jou hê. Toe Moses alles wat die volk geantwoord het aan die Here gaan meedeel, het die Here ook nog vir hom gesê: Gaan terug na die volk toe. Laat hulle vandag en môre reinig en laat hulle klere was. Hulle moet oormôre gereed wees, want dan sal ek, die Here, na Sinaï berg toe afkom, soos die oë van die hele volk. Jy moet rondom die berg vir die volk 'n grens vasstel en vir hulle sê: Julle moet oppas om nie op die berg te klim of selfs aan die helling te raak nie. Elkeen wat aan die berg raak, moet beslis doodgemaak word. Julle mag so iemand nie met die hand aanraak nie. Hy moet beslis met klippe doodgegooi of met 'n pyl en boog geskiet word. Dit maak nie saak of dit 'n mens of 'n dier is nie. Hy mag nie bly lewe nie. Eers wanneer die ramshorings blaas, mag hulle die berg uitklim. Moses is toe die berg af na die volk toe. Hy het hulle beveel om hulle te reinig en hulle klere te was, en vir hulle gesê: Wees oormôre gereed en moet intussen nie naby 'n vrou kom nie. Met dagbreek, die 3de dag, was daar donderslae, weerligte en 'n donker wolk op die berg. Daar was ook die sterk, helder klank van 'n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan om voor God te gaan verskyn, en hulle het by die voet van die berg gaan staan. Die hele Sinaï berg het begin rook toe die Here in vuur daarheen afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het ook geweldig geskit, en die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in die donderslag geantwoord. Toe die Here na die top van die Sinaï berg toe afgekom het, het hy vir Moses na die top van die berg toe geroep. Moses het daarheen opgeklim en die Here het vir hom gesê: Gaan af, waarsku die volk dat hulle nie deurbreek na my, die Here toe, om na my te kyk nie, want dan sal baie van hulle sterf. Selfs die priester wat gewoonlik in my teenwoordigheid kom, moet op 'n afstand bly, of anders sal ek hulle laat sterf. Moses het die Here geantwoord: Die volk kan nie Sinaï berg bestyg nie, want u self het ons gewaarsku om 'n grens rondom die berg vas te stel en daarvan af weg te bly. Toe het die Here vir hom gesê: Gaan nou af en kom dan saam met Aaron terug. Die priesters en die volk mag nie deurbreek en opklim na my, die Here toe nie, want dan sal ek hulle laat sterf. Moses is toe af na die volk toe om alles vir hulle te gaan sê. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet.
Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Toe die volk die donderslae en die klank van rampshorings hoor, en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand gebly. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liewer met ons en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sterf ons. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontzag hê vir hom en nie sondig nie. Die volk het op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die donker wolk waarin God was. Ons memoriseervers is Matteus 22 vers 37. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons lees dit weer. Matteus 22 vers 37. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Wat ons geleer uit vandag se gedeelte? Eerste ding wat ons gesien het, is soms, net soos die volk moes teruggekyk het en onthou het hoe God sy grootheid gewys het deur die 10 plaae en hoe hy hulle bewaar het tot by die berg, so moet ons baie keer terugdink aan hoe God ons gehelp. Ons moet baie keer terugkyk na die Bybel en sien hoe groot God is, wat hy van homself wys. Baie keer voel ek maar, ek het dalk nie iets om voor dankbaar te wees nie, maar as ek mooi gaan sit en dink alles wat die Here vir my gegee het, hoe dankbaar ek kan wees, dan is dit wat ek baie keer moet ding. Verder het ons gesien, dat die volk 10 gebooie gekry het, om vir al die ander nasies te wys wie God is. Deur volgens die 10 gebooie te leef, was hulle anders as al die ander nasies, en wanneer ons vandag die 10 gebooie uitleef en dit gehoorsaam, dan wys ons vir mense wie God is. Waarom moet ek dit doen in my lewe? Dit is wel so, dat ek en jy al die gebooie oortree het. As jy self daaraan dink, het jy al gejok, al was dit 'n klein deen, het jy dalk iets gevat al wat nie joune was nie? Weet ons het al die gebooie oortree. Dan kan ons ook nie naby God kom nie. Ons het ook gesien die donderwolk wat God vir die volk gewys het, om vir hulle te wys hoe sterk hy is, hoe groot hy is, en hoe heilig hy is. Heilig beteken dat hy wil hê ons moet gehoorsaam wees. Jesus het ook vir ons die 10 gebooie geleer. En Jesus het vir ons gewys dat die 10 gebooie nog steeds relevant is. Daarom wat ons weet, ons oortree dit,
kan ons ook nie na die Here toe nader kom nie. Maar, dis hoekom Jesus gekom het, om vir die kere wat ons die wet oortree het, om daardie straf te dra, aan die kruis. Ons sien, net soos die donderwolk gewys het, die mense mag nie naby God kom nie, omdat God nie van sonde hou nie, sien ons hoe baie God sondes haat, toe Jesus gekruisig is. Dit is wat met iemand moet gebeur, wat sonde doen. Maar Jesus het dit op hom geneem, sodat hy dit kon neem. Maar God bly heilig. Daarom, al word ons sondes vergeef, moet ons nog steeds gaan lewe soos wat die Here wil hê. Want God is groter as wat ons kan dink, hy is sterker as wat ons kan dink, en hy is heilig. Daarom moet ons dit ook doen. Kom ons bid saam. Vader, dankie, Here, dat ons weer gesien het, hoe groot U is, hoe sterk U is, en hoe U by ons is. Die daai grootheid en mag gebruik om ons te beskerm, om by ons te wees. Maar Heer, laat ons dit so besef, dat ons nie anders sal kan, as om U te gehoorsaam nie, as om U 10 gebooie lief te kry, en dit te gaan doen nie. Dankie dat U Jesus gestuur het, om vir ons sondes te sterf, sodat elke keer wanneer ons die gebooie oortree, dat ons vergewe word. Dankie daarvoor. Maak ons heilig deur die Gees wat in ons woon, vra dit nie ons verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. En onthou, God het al die krag in die wêreld, daarom moet ons sy gebooie hou. Amen.